Ekskuus. Ek waardeer julle regtig ook baie. Baie dankie Tannie Liana vir Tannie se moeite vandag met die ou geskenkies. Ek waardeer dit regtig. Dit was vinnige ding wat ons moes gedoen het en ons waardeer dit regtig baie. Nou ja, glo dit of nie, ek het tydsvryheid vanoggend. Ek moet nou die boodskap bring vanoggend, maar ek wil net soos hy nou gesê het vanoggend dat mamas kan net een ding op 'n slag doen en eintlik is dit glad nie die waarheid nie. Gister sê Riska toe haar kinders ouer word, toe verdwyn haar oë agter haar kop want sy weet nou nie meer wat doen hulle nie. En ek wil eintlik sê daar is nog kere wat ons nog oë agter ons kop het hoor. As hulle verby jou loop dan weet jy, hoorie, draai om. Ek weet wat wil jy nou gaan doen. Ons moet dit saggies sê. Nou ja, my boodskap vanoggend gaan oor woorde. My tema is woorde. In hierdie 2 weke het ek en Dirk, eintlik maar meer ek, want dit is ek wat moes voorberei het en so, en die Here het met my gewerk. En woorde het vir my nogal baie sin gemaak vir hierdie 2 weke wat verby was, want ek het opbouende woorde gehad en ek het afbrekende woorde gehad en ek het woorde gehad wat wat net nie met my gemingel het nie. Jy weet, dit was net, Here, ek het nie hierdie woorde nodig nie. Nou wil ek sê, daar is verskillende woorde in die lewe. Naamlik opbouende woorde, afbrekende woorde, lieflike woorde. Mense wat vir jou sê, jy is 'n lieflike mens, weet jy lyk so mooi vandag. Sjoe, jy blom waar jy geplant is. Dan jy kwaadaardige woorde wat mense vir jou sê, wat jy dink, Here, dit is nie myne nie. Ek hou nie daarvan dat die mense vir my sê nie. Ek geniet nie die woorde wat na my kant toe kom nie. Dan is al lekker woorde, en toe ek lekker skryf, toe dink ek aan pap en wors. Lekker woorde is pap en wors woorde. Lekker woorde is woorde wat jy, wanneer jy dit hoor, dan dink jy, dis lekker. Lekker woorde is cupcakes. Dis 'n lekker woord. En dit is lekker cupcakes dan nie, hoor, regtig. Ek het een gou geëet voor die diens. Woorde is waarmee ons onsself uitdruk. Woorde is waarmee jy praat. Woorde is waarmee jy sê hoe jy voel. Woorde is waarmee jy jouself aan ander mense voorgee. Anders het ons almal hierdie lang vingers gehad en ons almal het vingertaal moes praat. En glo vir my, ek kan nie vingertaal praat nie. So ek dank die Here vir my stem en ek dank die Here vir julle wat my ken. Ek hou daar baie daarvan om te lag en te gesels. En as 'n ding nie vir my altyd lekker is of so nie, dan gee ek dit so rukkie kans, maar ek weet dat oor 2 dae moet ek beter voel en ek moet kan lag daaroor. So, nou wil ek vir julle vra, gebruik julle opbouende woorde net vir iemand wat jy liefhet? Opbouende woorde wanneer jy iemand sien, ek like hierdie persoon. Ja, weet jy wat, jy sien my pel, weet jy, ons gaan braai. Kyk, ons gaan braai. Dis lekker om by jou te wees. Is hierdie opbouende woorde. Kyk, as dit nie vir jou was nie, kon ons nie lekker braai nie. Of gebruik jy ook net afkrakende woorde wanneer jy met jou vyand praat? Of wanneer jy met iemand praat, denk jy, hierdie ou kom alweer heen gestap. Kom ons wees maar vriendelik, kom ons wees maar so. Weet jy wat, ek like nou nie eintlik hierdie ou nie. Of is daar tye wat jy daai woorde kan gebruik vir jou vyand en sê, weet jy wat, hierdie ou is moeilik om mee te werk, maar weet jy wat, jy lyk mooi vandag. Dis moeilik om dit te sê, maar ons almal doen dit. Wat ons dink, wat ons bedink, dit is ons. Ek weet nie of, jy seker baie van hierdie vroue wat hier so sit, vroeër jare, ek weet nie, dis seker nou nog, ek weet nie, ek was nooit deel daarvan nie. Vroeër jare was daar 'n ding soos Wayles, ek weet nie, dis seker nou nog hier. En hulle het altyd gesê, vroue, onthou, dit wat jy eet, dit is jy, my vrou. Regtig, dit is, jy lyk soos wat jy eet. Onthou, as jy 'n cupcake vir ontbyt eet, gaan jy so lyk. My kind, regtig, jy sal moet kyk na jou gewig. Maar eintlik is dit die waarheid. Is wat jy dink, dis wie jy is. Want alles gebeur hierbo. Is dit nie so, dat as ek gaan nou cupcakes gebruik, want dit is nou vandag se ding. As jy 'n cupcake sien, dan is dit jou keuse of jy hom wil eet of jy hom nie wil eet nie. En glo vir my, dit was my keuse om my cupcake te eet.
Toe maar hierdie cupcakes is oor gebid. Dankie Here, dit nie sal vet maak nie. So ja, eintlik Wallace is reg gewees liggaamlik, maar geestelik is wat jy dink, dit is wie jy is. Want wat jy dink, dit doen jy en dit word jy later van tyd. So wanneer jy heeltyd gaan dink, byvoorbeeld, weet jy, ek like nie hierdie ou nie, hierdie vroumens, sy pla vir my, dan gaan sy altyd vir jou 'n probleem wees, want hoekom? Die Here sê, ons gaan elke keer daai toets oorskryf en oorskryf en oorskryf, as ons nie dit oorkom het nie. Gelukkig verskil ons almal. Kolossense 3 vers 2 sê, bedink die dinge wat daarbo is, en nie wat op die aarde is nie. En is dit nie moeilik om dit baie keer te doen nie, as ons baie keer woorde het vir mekaar, of ongemaklik voel met mekaar, dan dink jy dadelik, dit en dit en dit, so en so en so, en dis eintlik nie reg om dit te dink nie. Daai ding wat hulle vir ons gesê het, toe ons gegaan het, daar een keer vir 'n huwelikskamp, het was so lekker geweest, het hulle gesê, kommunikasie is wanneer ek ietsie sê nou ek sê vir my man, weet jy my man, daai hemp lyk nie goed aan jou nie. Dan moet hy sê, wag, hoor ek dat jy vir my sê my hemp lyk nie reg nie. Sê ek, nee, dis nie wat ek bedoel het nie. Weet, kommunikasie is weersydig. En gewoonlik is die eerste keer dat iemand vir ons ietsie sê, dan is dit so, weet jy wat, daai ou nie van my nie. Daai ou nie van my nie, weet jy wat, ek het lankal geweet, daai vrou het iets teen my. En mense moet nie so fyn gevoelig wees nie. Mens moet baie keer wonder, hoekom word dinge gesê. Ons as kinders van God, ons as ware kinders van God, Filippense 4 vers 8, som dit baie mooi vir ons op. Alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Want wat jy dink, dit praat jy, wat jy dink, dit doen jy. Ek weet nie of julle al daai verhaal, ek dink dit is 'n verhaal, ek dink dit is 'n ware verhaal gewees, van 'n man wat, 'n boer, boere wat langs mekaar gebly het, en tussen die boere, breek sy man. Find a golden coin with Parmalat and win your share of 1 million rand by Word jy, nie altyd wat jy eet nie. Nou vra ek weer af, mama, papa, vriend, vriendin, hoe gebruik jy jou woorde? En watter woorde gebruik jy? Gebruik jy woorde wat, ekskuus, woorde wat opbouend is, woorde wat afkrakend is, woorde wat nie sin maak baie keer vir ander mense nie? Kommunikeer en vertel mense wat jou woorde beteken. Woorde is wat die Here vir ons gegee het om mekaar op te bou. Woorde is wat die Here vir ons gegee het om mekaar lief te hê. Ek meen, jy kan uit 'n drukkie uit liefde bewys, maar weet jy, wanneer iemand vir jou sê ek is lief vir jou, het dit 'n ander effek op 'n mens. Ouers, wanneer laas het julle vir julle kinders opbouende woorde gesê? Woorde gesê van, weet jy wat, moenie worry as jy verloor het nie, ons probeer weer. Wanneer laas het jy vir jou kinders gesê, dat jy is lief vir hulle? Wanneer laas het jy regtig bedoel, dat jy vir jou kind, wat jy vir jou kind gesê het, wat mooi is? Ek meen, ek leer my kinders, woorde, as iemand vir hulle iets lelik sê, wanneer is woorde jou woorde? Sê ek altyd vir hulle. As iemand vir my, na my toe kom en vir my sê, weet jy Marinda, jy is regtig oorgewig, soos in serieus nie, luister, rarig, minder cupcakes vir jou, my vrou,
Weet sulke goeters, wanneer is dit my woorde? Wanneer effekteer daai woorde my? Wanneer ek daai woorde vir my vat? Want terwyl dit gesê word, bly dit die ander ou se woorde. Dit bly net woorde wat in die lug is. Dit is nie my woorde nie. En ek moet sê, hier het ek ook gesê, dit is die waarheid. Partykeer het ek afkrakende woorde myne gemaak en ek moes die prys daarvoor betaal. Ek was ongelukkig, ek was al sieklik gewees as gevolg van woorde wat na my kant toe gekom het en dat ek nie lekker gevoel het oor daai woorde nie. En dit is so fantasties wat die Here vir ons gee. Hy gee vir ons hierdie keuse oor wat ons maak met ons woorde. En ja, ons gaan seer kry daar buite en ja, daar gaan tye wees wat die mense regtig nie van ons hou nie. Dit is so, jy kan nie van almal so goeie boekies wees nie. Maar onthou, jou woorde maak 'n verskil. In Josua 1 praat God met Josua na die dood van Moses. En Josua het op daai tyd gevoel hy het onder Moses gewerk en hy het gevoel, joh, dis bietjie groot werk vir my, Here, ek gaan dit nie kan handle nie. En die Here sê vir hom, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Hier het die Here die mantel van Moses op Josua gesit, en hierdie is 'n baie goeie voorbeeld van woorde. God se woorde het 'n verskil gemaak in Josua se lewe, maar dit het net 'n verskil gemaak omdat Josua dit geglo het. Josua het baie keer so, maar ons voel ook baie keer so dat, weet jy wat nou, daar's sulke baie goeie predikers daar buite, daar's soveel. Ek het al pastoorsvroue gehoor wat preke gegee en ek myself, oh my word, ek sal dit nooit kan doen nie. En dan kom die Here dan sê hy, jy hoef dit nie. Jy is wie jy is. En ek het 'n motiverende spreker, Nicolette Steele, ek weet nie of julle haar ken nie, sy het altyd gesê, ek is nie so mooi soos jy nie. Ek is so mooi soos ek. En dit maak vir mense so 'n groot verskil as jy besef dat jy is uniek. Hanteer en gebruik jou woorde met groot versigtiging, wil ek sê. Ons het seker almal al openbaringe gehad oor woorde wat ons gehoor het en ons het nooit gesê nie, en tog het ons ook woorde beleef wat afkrakend was. En ek wil vir elkeen van die moeders wat hier so sit sê, omdat dit nou Moedersdag is, maar ek praat eintlik met die pappas ook, dat dit is 'n groot voorreg om te sien dat julle vandag in die kerk sit. Want hoeveel van ons kon nie net by die huis gesit het, as gevolg van woorde, en as gevolg van gesindhede wat nie reg was nie, omdat ons seer gekry het nie. En dankie dat julle vandag hier so is, en dankie dat julle regtig wys dat julle kan. Julle wil, en julle is regtig hier omdat julle hier wil wees. Ek leer my kinders weer eens, ek gebruik nou maar my kinders, want dit is nou maar al wat ek nou die beste ken, dat opinies is woorde, is net joune, as jy dit vat. Ja, dit het tyd geword, mamas, dit het tyd geword, papas, dit het tyd geword, vriendin, dat ons ophou om mense se woorde ons woorde te maak. Want vandag is daar nie meer die, ek moet sê eintlik, dit was seker altyd so gewees, jy sal dit altyd gekry het, altyd mense wat nie van jou hou nie, altyd woorde wat na jou kant toe kom, wat jy nie verdien nie. En dit is so fantasties, toe ek hierdie skrif raak lees, toe dink ek, Here, is dit nie awesome? En 'n wonderlike ding wat U vir ons gegee het nie. Psalm 139 vers 13 en 14 sê, want U het my niere gevorm, my in my moederskoot geweef. God het geweet, jy gaan gebore word. Jy was nie ongelukkig gewees nie. En baie mense sê, iets het gebeur en ons moes dalk nie gebeur het nie. Ek wil vandag sê, wat gebore was,
Jy is gebore en God het geweet van jou. Dis hoekom ons almal so verskillend is. In 14 sê, ek loof u omdat u so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is u werke en my siel weet dit al te goed. Nou as jy dit vertaal na die Hebreëus toe, dit is so goddelik, julle hoor hier. Die Hebreëse vertaling vir vreeslik is meegevoel, met groot eerbied, met respek. God het ons gevorm met meegevoel. God het ons gevorm. Julle God het respek vir ons gemaak toe hy ons gemaak het. Is dit nie fantasties dat die God wat die heelal geskaap het, dat hy ons geskaap het met respek nie? Wonderbaar is vertaal in die Hebreëus, uniek and set apart. Ons is uniek gemaak, of ons nou 'n groot maag het, ek kyk nou net na jou, maar ek bedoel niks. 'n groot maag het of 'n maar lyfie. Ek sê nou die dag vir iemand, ag weet jy wat nou, ek voel so oorgewig en alles, en daar's 'n meisietjie by Sissa hulle in die skool, en sy's ongelooflik maar dit is haar gene, en net soos sy ongemaklik voel om maar te wees, so voel die wat groot is om groot te wees. So elke een van ons is uniek. Ek kan nie sê, hierdie ou se mooi lyfie, en ek wil haar sommer trip as sy verby my gaan nie, want ek hou nie van dit nie. Ons almal is uniek. Geniet jou soos jy is. Geniet jou met jou groot heupe. Geniet jou met jou mooi lyfie. Geniet jou met jou lyf. Wat God jou ek wil graag vir ons 'n gebed doen, en dan as ek klaar gebid vanoggend vir elke mamma wat hier so is. Here, ek dank u dat u moeders vir ons geskaap het. Dankie Here dat u ook 'n moeder nodig gehad het sodat u die wêreld kon red. Dankie Here Jesus dat ek vir my ma, vir my skoonma wat in my lewe 'n verskil gemaak het, ook kan dankie sê. Here, ek loof u dat u my 'n mamma gemaak het wat so vreeslik wonderbaar is. Here, u sê dit in Psalm 139, en Here, ek vat daai woorde vir oggend, nie omdat ek weet ek is goed en oulik nie, Here, maar omdat ek weet dat u my uniek geskaap het. Here, ek wil vandag bid vir elke moeder wat hier sal sit, dat hulle vandag hier sal uitstap en sal weet dat hulle is waardeer. Here, daar word dalk nie altyd woorde gespreek om dit te sê nie, maar Here, ek wil bid dat u daai liefde wat u het vir ons as moeders, Here, hulle sal kom omvou en hulle sal kom lief hê vandag. Ek loof u daarvoor, Here, dat woorde in ons mond geplaas sal word wat opbouend is. Here, dat woorde in ons mond geplaas sal wees wat lieflik is en lekker is, sodat ander mense opgebou kan wees. Ek loof u vir die naam. Dankie Here. Amen. They've made me feel like a prisoner. They've made me feel set free. They've made me feel like a criminal. Made me feel like a king. They've lifted my heart to places I've never been. And they've dragged me down back to where I began. Words can build you up, words can break
God, your voice is the only thing we need to hear. Words can build us up, words can break us down, start a fire in our hearts or put it out. Let my words be life, let my words be truth. I don't wanna say a word unless it points the world back to you. Let the words I say be the sound of your shout, your grace. I don't wanna say a word unless it points the world back to you. I wanna speak your love, not just another noise. I wanna be your light, I wanna be your voice. Let my words be life, let my words be truth. I don't wanna say a word unless it points the world back to you. Back to you. Let the words I say be the sound of your shout, your grace. I don't wanna say a word unless it points the world back to you. I don't wanna say a word unless it points the world back to you. Is mooi, né? Toe ek daai liedjie hoor, toe dink ek, "Jo, ek moet dit vir julle speel." We gaan gou die afkondigings doen. Woensdag aand 6:30 omgegroep hier in die kerk. Dan weer Sondag 9:30 die diens. En dan wil ek ook sê, Tannie Mara, ek dink ons moet die Bybelstudie weer doen. Ons doen dit wat dieselfde tyd, Woensdag 10:00. Ag, Dinsdag 10:00. Dan doen ons dit by Tannie se huis. Of waar doen ons dit? OK, elke ou is welkom. Die Tannie bly by Rob Ferreira, ja. Aftreeoord, ekskuus. Ek wil sê die vakansieoord, maar dit is nie die vakansieoord nie. So elke persoon, elke vrou wat wil saamgaan, dit is lekker Bybelstudie, dit is, dit leer jou so baie uit die woord. Ek meen, ons het altyd teologie geswat en daar is nog steeds kere wat daar woord uitkom en ek sê, Here, ek het dit nooit geweet nie. So elke vrou is welkom. Ons kan 'n saamry geleentheid ook maak. As ons baie is, kan ons dit dalk maar weer doen in die kerk. Laat